Goeiemôre, ek hoop dit gaan met jou goed. Nou, Hebreërs 12, so vanaf vers 2, sommer so my eie woorde sê nogal 'n mooi ding. Hy sê dat ek en jy ons oog gefestig moet hou op Jesus. Hoekom? Want hy is die begin, maar ook die volëinder van ons geloof. Nou, kom ek begin heel voor. Seker so 20 jaar terug het ek die voorreg gehad om daar by Durban so 'n bietjie te gaan diepsee visvang. En ons het tot daar op die Protea Rif gaan ry met die boot en daar het ons gestop en ons het begin visvang. Sjoe, alles het goed gegaan terwyl die boot gery het. Maar die oomblik toe die boot stil staan, het ek begin seesiek raak. Sjoe, dit was net golwe om ons. Daardie oggend was die wind nogal onstuimig en eintlik het die kaptein gesê dat ons nie vandag moet uitgaan nie, maar ja, ons kom ver, so ons het uitgegaan. En hoor mooi, hier om ons was dit donker water. Dit is nogal redelik diep daar op die Protea Rif, so ongeveer 21 km diep in die see in. En daar het ons gedobber tussen die golwe en die skuim wat die brandertjies maak. En rondom ons, hier en daar, het jy die vin van 'n haai gesien, want die haai was agter die kos wat ons in die water gegooi het om die visse te lok. Nogal 'n scary besigheid. Ek weet mense is mal daaroor, maar sjoe, ek sal nooit weer dit doen nie. Ek was siek gewees en terwyl ons vis gevang het, het ek regtig siek gewees en het ek net gewens ons kon omdraai en terugkom. En dan het die kaptein met al sy wysheid, dankie vir hom, baie raad gegee oor hoe ek hierdie seesieknis moet oorkom. Eerste plek het hy gesê, gaan staan agter die boot dat jy die diesel wat uit die engine uitkom kan inasem, want dit gaan jou laat beter voel. Dit het nie gewerk nie. Toe sê hy, kry 'n appel, eet 'n appel, en ek het 'n appel geëet. Ja, jy moet seker pilletjies drink, maar daar was nie sulke goedjies op die boot nie. En op 'n stadium het 'n ou oom wat saam met ons gaan visvang het, baie goeie raad gegee. Hy het gesê, moenie hier vir die water kyk nie. Kry vir jou daar op die land 'n baken en dan kyk jy daar ver en dan kyk jy net heeltyd vir die baken. En terwyl ek vir die hoogste gebou daar in Durban gekyk het my seesieknis verbygegaan, want ek het nie meer gefokus op die omstandigheid hier rondom my nie, maar gefokus ver. Onthou jy op Petrus? Toe hy op die water begin loop en hy fokus op die golwe, het hy gesink, maar toe hy op Jesus fokus, kon hy geloop het. Wat ek vanmôre vir jou sê, ja, jy is ook 'n ou boetjie. Dit gaan ook maar bietjie swaar en die storm is rondom jou en jy is siek en moeg en siek en sat. En die haie is hier rondom jou en jy dink enige oomblik kan ek in hierdie donker die water verdelg. Ek het gekom om vanmôre vir jou te sê, dat moenie jou oog hou op die storm nie. En ek weet jy ken hierdie boodskap, jy het dit al 1000 keer gehoor, maar nog een keer vanmôre. Moenie kyk na die storm nie. Hou jou oog gefestig op Jesus. Want hy is nog steeds die begin en die volëinder van jou geloof, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat jou vashou in die holte van sy hand en wat vanmôre vir jou wonderwerke wil doen. Pastoor, ek sien dit nie. Sjoe, ons tyd is nie die Here se tyd nie. Hy is besig om 'n perfekte plan vir jou gereed te kry en jy gaan verstom staan oor wat die Here vir jou gaan doen. Here, ek wil vanmôre bid dat elkeen wat deur 'n moeilike tyd gaan, dat ons vir 'n oomblik vandag ons oog sal afhou van die storm en van die omstandigheid en dat ons vanmôre sal kyk na Jesus. Here, U is nog steeds die begin en die volëinder van ons geloof. U is nog steeds in beheer. U is nog steeds die waarmaker van die woord en as U iets gesê het, dan sal U dit doen. Daarom bid ek, Here Jesus, dat U vandag die kaptein van ons boot sal wees. Dankie vir goeie raad en dankie dat ek weet dat U sal ons help om aan die kant uit te kom. Amen.